Goeiemôre en welkom by ons weeklikse oordeenking. Ons gaan hierdie week bietjie deur die Psalm stap, natuurlik nou nie almal van hulle nie. En ons gaan bietjie kyk hoe die liedere van die Bybel ons vandag kan help om ook ons weg te vind. So kom ons luister dan saam na die eerste Psalm uit die woord van die enigste en die lewende Here. Gelukkig is die mens wat nie die raad van die goddelose volg nie, nie op die pad van die sondaars gaan staan nie en nie in die byeenkoms van die spotters sit nie. Maar wat vreugde vind in die wet van die Here en sy wet dag en nag memorerend prewel. So iemand sal wees soos 'n boom wat geplant is langs watervore, wat sy vrugte op sy tyd gee en waarvan die blare nie verdor nie. Alles wat hy aanpak, gedei. So is die goddelose nie. Inteendeel, hulle is soos kaf wat die wind wegwaai. Daarom sal die goddelose nie kan opstaan tydens die regspraak nie, of sondaars in die byeenkoms van die regverdiges nie. Ja, die Here dra sorg vir die pad van die regverdiges, maar die pad van die goddeloses loop uit op die dood. Dit is dan Psalm 1 uit die woord van die enigste en lewende Here. Hierdie Psalm skep vir ons 'n kontras tussen die regverdiges en die goddeloses, en dit word uitgedeel met 'n pad of 'n kruispad. Dit is so as jy met ruimteweg afry en by Ou Johannesburgpad kom en moet besluit, gaan jy links of gaan jy regs? Gaan jy Middestad toe of draai jy Johannesburg toe? Aan die een kant is die regverdige wat op God se pad loop, hy wat nie volgens die raad van die goddelose lewe nie, maar volgens God se stem. Hy lees God se woord, hy gehoorsaam God se opdragte, want hy vind vreugde by God en by God se opdragte. Hy is gehoorsaam aan God uit dankbaarheid, en niks wat God eis van hom is vir hom 'n las nie. Maar daarteenoor is die pad van die goddelose, wat soos kaf in die wind wegvaai. Dit is 'n pad wat aanvanklik aanloklik lyk, maar dit lei tot niks. Dit lyk soos vryheid, maar is eintlik verwoestend. Die psalmdigter sê dit loop uit op die dood. En dit is vir ons waardevol dat dit aan die begin van die psalmboek is, want ten diepste wys dit vir ons dat daar twee opsies is. Daar's 'n opsie vir God en 'n opsie teen God. Opsie met God en 'n opsie sonder God. En dit is dan wat die hele psalmbundel ons daarmee help, hoe ons hierdie pad saam met God kan loop, sodat dit vir ons 'n vreugde is om God te dien. Jesus leer ons immers dan ook, gaan deur die nou poort in, want breed is die pad en wyd is die poort wat na die verderf lei, maar hoe nou is die poort en hoe smal is die pad wat na die lewe lei. En daar is min wat dit vind. Matteus 7 natuurlik, vers 13 tot 14. Wat beteken dit vir ons vandag? Dat ons vandag moet kies om uit dankbaarheid te moet lewe vir God. Dis dalk so 'n bietjie van 'n hoender-eier situasie. Wat was nou eerste? Die dankbaarheid of die keuse? Miskien moet jy vandag besluit om God se opdragte uit te leef en dan dankbaar wees vir wat hy dan vir jou gee, of miskien moet jy dankbaar wees en daaruit leef. Kom ons sluit dan die oë en ons bid vandag saam Toesies se beruiming van Psalm 1. Welsalig hy wat op die spoor nie gaan, waar sondaars lok wat op hul pad nie staan, of neersit waar die spotglans in die oog is, waar spotters vrolik spot met al wat hoog is, maar wat Gods wet in stille mymering by dag en nag wees in gedagtes bring. Dit is dan ook ons oordeenking vir vandag, sien julle dan ook môre vir Psalm 2.